Goeiemôre en baie welkom by Mildersdrift se uitsaaidiens. Dis vir ons so voorreg om saam met julle rondom die woord van die Here bymekaar te kom vanmôre en baie dankie dat julle vir ons innooi na daar waar julle op bymekaar is. Mag die Here regtig ons saam wees vanmôre seën, want ek weet hy wil. Kom ons bly net so sit en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here Hemelse Vader, ek wil kom dankie sê vir wat die woord vir ons leer in Matteus 28 vers 20, waar Jesus gesê het, en onthou, ek is by julle, al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daarom het ons die sekerheid vanmôre, dat ons nie alleen is nie, dat U self, God drie enig, vanmôre by ons teenwoordig is. En ons loof U en ons aanbid U so, as die Here en die God van ons lewe. Dis ons gebed, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dis vir my 'n wonderlike voorreg om te kan verklaar dat God hier teenwoordig is. God ons Vader wat vir ons baie lief het. Jesus Christus ons verlosser wat ons kom versoen het met die Vader en wat kom wegneem het dit wat ons van hom geskei het. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, hy wat ons help onthou hoe lief ons Vader ons het. Hy wat ons help onthou dat ons verlos is, gekoop is met die bloed van die lam. En die iemand vir ons lei en krag gee om soos God se kinders te lewe. Ek groet julle graag so in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met 'n lied uit ons hart.
Ek wonder of julle die uitdrukking of die sê ding van kyk 'n bietjie rond, of julle dit ken. Ek hoop julle ken dit. Ek het dit nie geken nie. Ek was nog 'n jong knaapie, seker so van 9 of 10 jaar oud. En ek het byna al my skoolvakansies by die plaas op 'n plaas deurgebring by die familie van my ma, weet, die familie aan my ma se kant, die de Klerks, daar op Kromdraai in die omgewing van Ermelo en Morgenson. Al my vakansies daar deurgebring. En hulle het my ook nie Niels genoem nie, hulle het my Corrie genoem. Weet, my doopnaam, soos my pa het, my ma het wou gehad, het is Cornelius Barend. En my oupa se naam was ook Cornelius en hulle het hom Corrie genoem. So my noemnaam op die plaas is Corrie. En so by so sit ons nou daar om die tafel al 'n end weg geëet. En Frans de Klerk sê vir my, Corrie, kyk 'n bietjie rond. Jong, en ek weet nie wat hy bedoel nie, is daar 'n gogga op my kop of iets op my skouer of is my vingers, het ek my hande mooi skoon gemaak of wat nie. En hy sien toe, ek verstaan nie mooi en hy sê vir my, Corrie, kyk 'n bietjie rond. Is daar nie iemand wat iets nodig het wat naby aan jou is nie? En ek snap toe omtrent en ek sien tannie Sheila kyk so na die soutpot en ek gee vir haar die soutpot aan. En toe verstaan ek wat hierdie spreekwoord of eintlik hierdie uitdrukking of gesegde beteken. Kyk 'n bietjie rond. Beteken eintlik kyk 'n bietjie rond. Is daar nie iemand naby jou wat iets nodig het wat naby aan jou is nie? Toe verstaan ek dit nou nogal. Kyk 'n bietjie rond. Ek lees daar in Exodus en ek weet julle ken die verhaal, die lewensverhaal van Moses ken julle baie goed. Van hoe sy ma, 'n Joodse vroutjie, in die tyd toe Farao en die gesien het, maar die Jode word nou te sterk, die slawe word te sterk, daar's te veel seuns en te veel mans. Het hy gesê, maar al die seentjies moet doodgemaak word. En sy ma het hom daar in 'n mandjie gesit en daar op die rivier gesit. En Farao se dogter kry hom daar in die rivier en tel hom op, kry hom innig jammer. Haar hart het uitgegaan na hom toe. Toe sy hom sien. En sy het hom groot gemaak toe daar in die paleis van Farao. Later toe hy groot word, en dit lees ons nou in Exodus 2. In Exodus 2 lees ons dat toe Moses groot word, het hy op 'n slag uitgegaan en dan kry ons weer hierdie twee woorde. Toe hy kyk, sien hy hoe swaar sy eie mense kry. Hoe hulle slawehandel, werk en dwangarbeid moet verrig. Hoe hulle geslaan word en verneder word en hoe swaar hulle kry. En ek lees daar in Exodus 2 dat sy hart het na hulle uit toe gegaan. Wat hy daar gesien het toe hy kyk, het sy hart geraak. En dan lees ek in Exodus 2 vers 11. Toe Moses sien hoe swaar hulle werk en hoe geweldig hard hulle behandel word, het hy hom diep geraak en hy het 'n bietjie rondgekryk of daar nie 'n soldaat naby is wat kan sien nie, en toe slaan hy hierdie soldaat dood. Slaan hy Egiptenaar dood. Weet hy kon vir homself gesê toe hy so rondgekry het, gelukkig is dit nie ek nie. Gelukkig is dit nie ek nie, weet. Hy kon vir homself gesê het, ek is okay, of hy kon vir homself gevra het, ek wonder wat het hulle verkeerd gedoen? Wat is die rede waarom hulle so mishandel word en waarom hulle so swaar kry en hoekom het dit met hulle so gaan? Maar toe hy rondkyk en hy sien wat met sy eie mense gebeur het, dat sy hart so geraak dat hy kwaad geword het en iemand doodgemaak het. Ek weet nie of dit enigstens gehelp het wat hy daar gedoen het nie. Ek dink inteendeel, weet, Moses moes vir sy lewe vlug. Op daai oomblik het hy moes hy vlug vir sy lewe, want hulle sou hom doodmaak. Ek dink die slawe en sy mede volksgenote het dalk swaarder gekry daarna. Ek weet nie of dit sy mense gehelp het deur die optrede van hom nadat wat hy gesien het nie. Ons skrifgedeelte vanmôre is eintlik 'n baie bekende gedeelte. Gedeelte waaruit julle al verseker baie preke gehoor het. Maar ek wil dit tog graag vir ons saam lees vanmôre. Lukas 10. Lukas 10 vanaf vers 25. Ek gaan maar die opskrif lees, dan gee dit sommer die hele bekendheid weg. Die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetsgeleerde
wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langskom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toegeneem om hom daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Gaan maak jy ook so. Weet, 'n wetgeleerde van wie ons nou lees hier so in vers 25, is iemand wat 'n kenner van die wet, 'n kenner van die skrif was. Wat die skrif regtig geken het, wat verstaan het wat die skrif leer, wat geweet het wat daar staan. Hy het die skrif goed geken en daarom dink ek hierdie wetgeleerde het die antwoord geken. Hy het die antwoord geken op hierdie vraag: wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Maar miskien het hy bietjie getwyfel oor sy verstaan daarvan of sy verklaring daarvan, dat hy nie heeltemal seker was oor dit nie, of dalk sy manier van verstaan wou regverdig. En dan vra Jesus vir hom: "Wat lees jy daar in die boek van Moses? Wat lees jy in die woord? Wat staan daar geskrywe in die woord van God? Hoe lees jy dit?" En dan antwoord die skrifgeleerde, en ek weet nie of julle dit al raak gesien het of gesnap het, hierdie antwoord van hierdie skrifgeleerde is eintlik fenomenaal. Is 'n wonderlike antwoord. Hy antwoord, daar staan, of hy lees in die wet, daar staan in die wetboeke van Moses geskrywe: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en met al jou krag. En jou naaste soos jouself. En dan eintlik staan dit nie so nie. Daar staan in Deuteronomium 6 vers 5 wat hierdie wetgeleerde aangehaal het, wat Jesus vir hom gevra het: wat staan daar in die wetboeke van Moses? Daar staan in Deuteronomium 6 vers 5 net: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Daar staan nie en jou naaste soos jouself nie. So hierdie antwoord van die skrifgeleerde, van die wetgeleerde, sê eintlik dat hy verstaan het wat daar staan. Dat hy verstaan het wat beteken het om die Here jou God lief te hê, met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag. Dat hoe wys jy dat jy vir God lief het? Jy wys dat jy vir God lief het deur jou naaste lief te hê. So hy het baie goed verstaan wat daar eintlik staan. Maar hy wil kies wie sy naaste is. Daai interpretasie vir hom wou hy toets, of hy reg is, of eintlik hy wou gehad het Jesus moet vir hom sê, jy is reg. En dan antwoord Jesus hom op die vraag: maar wie is my naaste? Want hy wou gehad het Jesus moet sê, jou naaste is jou volksgenote, jy is reg om net hulle lief te hê. En dan vertel Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan.
En julle weet, 'n priester en 'n leviet was eintlik werkers in die kerk. Hulle was kerkmense. Hulle is mense wat diens gedoen het in die tempel. En hulle was so baie dat, julle kan gaan lees van 'n bietjie in die geskiedenis, dat in Jericho, dis nou net so skuins onderkant Jerusalem, was daar meer as 10.000 priesters. Meer as 10.000. So hulle moes beurte maak om diens te doen in die tempel. Hulle moes beurte maak. En hulle moes hulle reg maak voordat hulle beurt is. Hulle moes sorg dat hulle rein is. Hulle moes sorg dat hulle reg eet, dat die regte goeders in die huis is, of dat daar onrein goed nie in die huis is nie. Hulle moes sorg dat hulle self rein is. Want die hulle beurt kom naby, en ek dink, hulle het maar so 3 beurte omtrent in 'n leeftyd gekry, miskien 4. Weet as mens maar van 10.000 priesters, 365 dae, dis so 27, so elke 27ste jaar, 25ste jaar miskien, kry hulle beurt om in die tempeldiens te doen. So hulle het lank uitgesien daarna en gesorg dat hulle daai dag reg is om hulle diens, hulle verantwoordelikheid in die tempel na te kom. So hulle het gesorg dat hulle reg is. Weet, en as jy nou onrein laat word het, in daai oomblik sou jy 'n volgende 25 of 6, 27 jaar moes wag vir jou volgende beurt. En as 'n mens nou aan 'n dooie sou vat, dan was jy onrein en dan moes jy tempel toe gaan, of as jy nou verkeerd geëet het of verkeerd goed in die huis gehad het en iemand sê maar, jy weet, jy's nie rein nie, dan moet jy jou laat reinig, miskien daar in die Jordaan, en dan verbeur jy jou beurt. En so het albei hierdie kerkwerkers, hierdie tempeldienaars, gesien hierdie man is in nood. En is baie interessant dat Jesus nie die nasionaliteit van hierdie man wat seer gekry het, sê nie so, ek wil regtig glo dat dit was 'n Jood, want Jesus sou gesê het, die man wat daar lê, is of 'n Filistyn of 'n Samaritaan, of wat 'n nasionaliteit ook al. Jesus sê net, daar het 'n man gelê. En ander woorde, miskien een van hulle, miskien 'n Jood wat daar lê. En hulle het hom gesien en ver langs verby gestap. Albei het gesien, albei kon 'n verskil gemaak het in hierdie man se lewe, maar hulle het ver langs verby gestap. En dan kom daar 'n Samaritaan. Dan kom daar die Samaritaan, weet, en die Samaritane was eintlik gehaat deur die Jode. Die Jode het nie van hulle gehou nie, hulle het hulle inteendeel byna nie eers as mense beskou nie. Want hulle was basters, weet, hulle het vreemde bloed in hulle gehad. Hulle was selfs beskou as sondaars, of eintlik as, nie net as ongereddes nie, maar as onredbaar. Dit was so erg gewees, dat as daar 'n Jood gestap het, en daar kom 'n Samaritaan in dieselfde kant van die pad gestap, en sy skaduwee sou dalk op die Jood val, het die Jood aan die ander kant toe van die pad gegaan, want as die skaduwee van 'n Samaritaan op jou sou val, is jy onrein. En dan moet jy tempel toe gaan, die priester moet jou laat reinig, en jy moet rein verklaar word eers, en dan verbeur jy jou beurt. Maar die Samaritaan het gesien, hierdie man is aangeval, en is seer gemaak, en dit het baie keer gebeur. Weet, vanaf Jericho na Jerusalem, of van Jerusalem af terug na Jericho toe, daar teen die kraans en teen die berg af. Daai pad word eintlik genoem, the bloody road. Daar het baie bloed gevloei al daar. En toe die Samaritaan hom sien, dat hulle het al sy klere gevat, en hulle het vir hom erg seer gemaak, hy is dood op sterwe na, sy lewe hang in 'n draadjie, het dit hom in die hart gegryp, daar staan eintlik, hy het hom innig jammer gekry, met ander woorde, sy binneste is geraak deur wat hy gesien het, toe hy na hierdie man kyk. En daar staan in die boodskapvertaling, en hierdie Samaritaan het gaan stil staan. Met ander woorde, hy het sy reis onderbreek. En hy het gaan staan by hierdie man wat seer gekry het, wat nou 10-1 'n Jood was. Hy het nie gevra, wie is jy en waar kom jy vandaan nie, en sê, maar nee, wag bietjie, jy's van die mense wat nie van my hou nie. Hy het die bietjie medisyne wat hy by hom gehad het, weet as omtrent 10 kilometer se stap, laat hy in die berg op, en deur die kraanse heen. En baie mense daar seer gekry, so almal het maar altyd 'n bietjie medisyne en 'n stukkie lap en so saamgeneem om te kan verbind waar hulle seer gekry het. En hy vat sy bietjie medisyne wat hy het, en hy
versorg hom daar, versorg die wonde, behandel die wonde met wyn en seker maar met olyfolie. En verbind dit, en vat hom daarna 'n herberg toe op sy rydier. En hy sê vir die herbergier, hier is 2 muntstukke, en 2 muntstukke was eintlik die volle salaris, dagsalaris van 'n dagarbeider. Om 'n idee te kry hoeveel geld dit is, vat jou eie salaris en deel dit deur 30, of sommer deel dit maar deur 31. Dit is hoeveel hy daar uitgehaal het, 'n hele dag se salaris, vat hy die 2 muntstukke en hy gee dit vir die herbergier en sê, as dit meer sou kos, sal ek vir jou terugbetaal wanneer ek terugkom, versorg hom asseblief. Wat 'n wonderlike verhaal. Ek dink die kern van hierdie gelykenis kry ons eintlik in vers 36, waar Jesus nou vir hierdie skrifgeleerde, hierdie wetsgeleerde vra, wie van die drie was die naaste van daai man, van hom wat seer gekry het en wat in nood verkeer het, wat deur rowers aangeval is? En wat antwoord die wetgeleerde? Hy sê, daardie een wat medelee gehad het, daai een wat bereid was om sy reis te onderbreek, om te gaan stilstaan, op te hou op die pad waarmee hy besig was, wat in sy hart geraak is, wat regtig gesien het, daar is groot nood, en ek kan 'n verskil maak, en gehelp het. Die vraag wat die wetsgeleerde heel in die begin gevra het, sal julle onthou, was, wie is my naaste? Wat vra Jesus in vers 36 vir die wetgeleerde? Hy vra hom eintlik, wie was die naaste van hom wat in nood was? Nie wie is my naaste nie, maar wie se naaste is ek? Nie wie is my naaste nie, maar vir wie is ek die naaste? Vir wie is ek die naaste? Nie wie is my naaste wat ek moet lief hê nie, maar vir wie is ek die naaste vir wie ek moet lief hê? Wat my liefde nodig het. Vir wie is ek die een wat die naaste is wat kan help? En wat my liefde en my omgee en my deernis nodig het. Ek wil dit weer sê. Nie wie is die naaste wat ek moet lief hê nie, maar vir wie is ek die naaste wat my liefde nodig het. En ek hoor sommer weer daai uitdrukking, kyk 'n bietjie rond. Die Samaritaan het 'n bietjie rond gekyk en toe gesien wie is die naaste wat sy liefde nodig het. Die priester en die leviet het ook rondgekyk en aangegaan. Ek dink die vraag waarom die Here wil hê ek en jy moet fokus en waarom ek en jy moet dink vanmôre is, as jy iemand in nood sien en jy kan help, is jy bereid om jou reis te onderbreek. Weet, ons kan maklik dink, maar hierdie priester en leviet was regtig sleg. Hulle was nie noodwendig slegte mense nie. Weet, dink 'n bietjie vir jouself, een keer in 25 jaar het ek die geleentheid om die Here te gaan dien en diensbaar te wees. En dan gebeur hier nou so 'n ding wat my kan verhinder en ek het so lank voorberei hiervoor en nou moet ek nog 'n 25 jaar weer wag. Wie sê ek gaan so lank bly leef? Gaan dalk nie kans kry om dit weer te kan doen nie. Hulle kon ook 'n verskil gemaak het. Hulle het verseker ook 'n klein bietjie medisyne en 'n stukkie lab by hulle gehad vir hierdie moeilike pad wat hulle moes aandurf. Ek dink die Here wil vanmôre vir my en vir jou sê, jou op jou naam noem, weet vir my nou Corrie, soos julle my ken, Niels, kyk 'n bietjie rond. Kyk 'n bietjie rond. Miskien is jy die naaste aan iemand wat iets nodig het, wat in nood is. En weet verseker, die Here gaan nie van jou iets vra wat jy nie het nie. Die Here gaan jou nie in 'n situasie plaas waar jy nie kan nie. Die Here het reeds vir jou voorsien dit wat jy nodig het. Hy het jou reeds toegerus en bekwaam gemaak vir dit wat nodig is. As ek maar dink daar aan die tafel,
by Frans en Sheila de Klerk, die sou dit klaar daar gestaan. Ek was klaar die naaste daaraan. Die Here sê, kyk 'n bietjie rond. En as jy dan die naaste is, wees dan die naaste aan die een wat nodig het. Wees bereid om jou reis te onderbreek. Laat die nood wat jy sien nie by jou hart verbygaan nie, maar laat dit jou in jou hart raak. Laat dit jou in jou hart raak en net miskien sal ek en jy dan daai Samaritaan wees wat sy reis onderbreek en dit wat hy het deel en sy reis dan weer voortsit. Weet, hoe kon hierdie Samaritaan daai klein bietjie wat hy het deel met 'n Jood? Wat het hom beweeg dat hy daai klein bietjie wat hy het afgestaan het en gegee het vir iemand wat dalk nie eers vir hom omgegee het nie, wat 10 teen 1 nie eers van hom gehou het nie? Ek dink hy het gesien, die man het my nodig. Ek kan 'n verskil in sy lewe maak. En toe kies hy om die naaste een te wees aan hom wat dit nodig het om gehelp te word, om die liefde van God te beleef. Die Here vra nie wat ons nie kan gee nie. Hy vra nie om te doen wat ons nie kan doen nie. Maar ek dink hy sê, kyk 'n bietjie rond. Kyk 'n bietjie rond, tel jou kop op van dit waarmee jy besig is. Nie dat dit onbelangrik is nie, nie dat dit niks seggend is nie, nie dat dit nie vir God belangrik is nie, maar hy sê, kyk 'n bietjie op, want miskien is jy die naaste vir iemand wat die liefde van die Here nodig het. Daar is iemand reeds op jou pad wat vir jou nodig gaan hê en wat jou nodig het, in wie se lewe jy 'n verskil kan maak. Mag die Here deur die Heilige Gees so in my en jou lewe inwerk, dat ons 'n bietjie sal rondkyk. Bietjie sal wegkyk van dit waarmee ons besig is. Mag die Heilige Gees ons oë oopmaak vir die nood en vir hulle wat nodig het om God se liefde, om God se omgee te beleef. Mag die Heilige Gees vir ons die moed gee om ook soos die Samaritaan te kan sê, ek dink die een het wat ek het meer nodig as wat ek dit het. Mag die Here vir my en jou so help. Amen. Kom ons bid saam. Here Hemelse Vader, ek wil kom dankie sê. Dankie vir die vermoë om te kan sien en te kan hoor en te kan voel. Wil U gee dat ons dit nie net tot voordeel van onsself sal gebruik of dalk soos Moses aanvanklik net tot voordeel van ons mense, van ons huismense nie. Maar as bietjie sal opkyk en dalk daardie een sal raak sien wat ons regtig nodig het en vir wie ek 'n naaste kan wees. Here, bewaar ons daarvan dat ons sal vra, maar wie is my naaste? Wil U gee dat ons sal kan kies wie se naaste ek wil wees. En mag dit so wees, Here, dat ons dan sal kies om ons lewenspad of ons lewensroete of dit waarmee ons besig is te onderbreek. En dankie dat U vir ons reeds voorsien het in alle opsigte wat gaan nodig wees om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Dankie dat ons dit met sekerheid kan bid en met danksegging kan sê in die naam van Jesus. Amen. Kyk gerus na die afkondigings wat aangehaak is aan die preek. Al die belangrike dinge is daarop en daarin. As jy enige navrae het, skakel gerus die kerkkantoornommer wat op die afkondigings is of een van die leraars. Ons gaan afsluit met 'n lied en kom ons sing dit uit ons harte uit. Be
Dis my voorreg om te kan verklaar en te kan sê dat die Here ons seën. Wanneer ons hier van mekaar af weggaan, gaan hy met ons elkeen saam. Loop hy voor ons elkeen uit, loop hy langs ons en agter ons, en is hy bokant ons om ons te seën met sy guns en sy goedheid, en sy versorging, en sy bewaring, en alles wat ons mag nodig hê. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees so met ons wees, vandag en elke dag. Amen.